Welkom graad 9 by hierdie finansies les. In hierdie les kyk ons nog steeds na debiteure en ons gaan bietjie kyk na die kontant ontvangstejoernaal en hoe ons debiteure in die kontant ontvangstejoernaal aanteken. Wanneer ons met debiteure te doen het ons ook met die kontant ontvangstejoernaal te doen. Dit is wanneer debiteure ons betaal. So wanneer hulle rekeninge kom betaal, dan word daardie transaksie in ons kontant ontvangstejoernaal aangeteken. Ons werk nog steeds met 'n winsopslag van 50%, soos julle hier onder kan sien. Dis nog steeds met 'n winsopslag van 50%, so as ek nie vir jou die kosprys gee nie, dan gaan jy die formule gebruik. Baie belangrik, ons het 'n opskrif vir hierdie tabel en hy lees kontant ontvangstejoernaal van Pieter se skoenwinkel en dis nog steeds vir April 2020. Ook belangrik, hierdie is die KOJ, dis 'n afkorting. KOJ4 en ons het daardie afkorting nodig wanneer ons gaan oorboek aan die einde van die maand na die algemene grootboek toe. Dit gaan ons verwysing wees van waaraf ons daardie bedrag ontvang het. Ons eerste transaksie julle lees, Sedekok, hy is debiteure grootboek nommer 2, betaal R600 ter vereffening van sy rekening. Ryk kwitansie 301 uit. So julle baie belangrik, hierso sê hulle vir ons, hy kom nou en hy betaal sy rekening. Hierdie gaan nie nou dat hy het nou op skuld gekoop nie, hy het nie nou iets aangekoop nie, hy het ons nou kom terugbetaal. So hoe teken ons daardie ene aan? Eerste, as julle nog kan onthou, kom ons gaan gou net deur die kolomme, dis dokumentnommer, dag, besonderhede, folio, ontleding van ontvangste, bank, verkope, koste van verkope, debiteure kontrole en dan het ons diverse rekening. Die diverse rekening is vir alles wat nie hierso 'n kolom het nie. Goed, wat nie gereeld gebeur nie. En daar het ons bedrag, folio nommer en besonderhede. Ons eerste transaksie word as volg aangeteken. 301 is kwitansie 301 wat uitgereik is. Nou, so hy het ons kom betaal en ons het toe vir hom 'n kwitansie gegee, kwitansie nommer 301. Dit was op die 20ste. Saam met dit, wie was dit? Dit was Sedekok. Ons weet ook nou, Sedekok is DG2, so ons sit DG2 daar. Dit is die verwysingsnommer wat ons op die ou end in ons debiteure grootboek gaan gebruik, waar ons dan nou die KOJ verwysing gaan insit. Maar hierso moet ons nou sê, dat by DG2 is dit hierdie transaksie, né? So DG2 is ons debiteur, wat die tweede in ons boek dan nou is. Goed. Ontleding van ontvangste is 600, so vir daai dag, vir die 20ste, het ons R600 ontvang. Daai bedrag kom ook in die bank. Dan julle, is dit verkope of koste van verkope? Nee, dit is slegs 'n debiteur wat ons nou kom betaal het. Goed. Onthou, verkope wat op krediet aangekoop is, kom in ons debiteure joernaal. Maar verkope wat kontant aangekoop is, julle, gaan in ons kontant ontvangstejoernaal wees. Dit het dan niks te doen met debiteure nie, maar wanneer debiteure ons kom betaal, dan kom dit in ons debiteure kontrole in die KOJ. Ons volgende transaksie op die 23ste lees, S. Pieterse, DG1, betaal 40% van die uitstaande bedrag op haar rekening van R600. Ryk kwitansie 315 uit. Goed. As ons baie mooi lees, sê ons dat op S. Pieterse se rekening wys dit dat sy skuld ons R600. Maar sy kom betaal op die 23ste slegs 40% van daardie bedrag terug. So om dit uit te werk, gaan ons gou hier kyk. Hier het ek nou vir jou uitgewerk hoe ons op die ou end op die bedrag R600 gekom het. OK. So hier het ons nou op 'n bedrag R600 uitgekom en ek het nou vir jou gewys hoekom. Want op die 1ste van April het sy 'n krediet aankope gehad van R750. Sy toe was te veel gefaktuur en ons het toe vir haar krediet gegee van R150. Dit julle het op die ou end toe vir ons die bedrag R600 gegee. Maar nou sê ons, sy kom betaal slegs 40% van die R600. Hoe gaan ons dit uitwerk? So kom ons gaan kyk gou eers en ons gaan vul dit in. 300 dis kwitansie nommer 315 wat aan haar uitgereik is. Dit was op die 23ste dag. Dit was S. Pieterse by besonderhede. Sy is DG1.
Ons sê dan nou, ontleding van ontvangste is hoeveel julle? 240. Maar hoe het ek by R240 uitgekom? As julle saam met my kyk, 40% gaan jy, en jy gaan sê 40, en jy deel hom deur 100. So jy gaan sê 40 gedeel deur 100, en dan maal jy dit met die 600. Dan sal julle die bedrag 240 kry. Kom ons doen dit gou-gou weer. Jy vat die 40, wat hulle vir my sê 40%, jy deel hom deur 100, en jy maal hom met die bedrag wat sy dan nou skuld, en dit gee vir jou 240. Ek glo julle almal kon dit nou reg kry. Gou weer 40, omdat dit 40% is, deel ons die 40 deur 100, en ons maal dit met 600, en dan kom ons op die bedrag 240 uit. Goed, so sy R240 kom betaal, in bank is dit 240, en by debiteure is dit 240. Sien julle tans dat ons nog niks by koste van verkope of verkope ingesit het nie? Hoekom? Want onthou, hierdie is debiteure wat ons kom betaal. Hierdie is nie kliënte wat kontant goedere kom aankoop nie. So daarom gaan jy nie nou, wanneer jy te doen het met 'n debiteur wat kom betaal, gaan jy nie te doen hê in die kontantontvangjoernaal met die verkope of koste van verkope rekening nie. Slegs wanneer iemand kontant kom aankope doen, dan gaan jy by die verkope of koste van verkope iets invul. So tans werk ons net met die debiteure kontrole kolom. Ons volgende transaksie lees, A0 DG4 betaal 1340 van sy rekening. Ryk kwitansie 345 uit. So ons weet nou dat hierdie was op die 30ste gewees. Ons sien dis A0 en ons sien hy kom betaal 1340 van sy rekening. Eerste wat ons gaan doen is ons gaan kwitansie 345 by dokumentnommer skryf. By dag is dit die 30ste. Besonderhede is A0. Ons folio nommer is DG4. Dan ontleding van ontvangste is 1340. By bank is ook 1340 en dan by debiteure kontrole, want is 'n debiteur wat ons kom betaal, 1340. Julle nou gaan ons na ons volgende transaksie kyk en dit lees erhenning DG5 vir evenaarrekening van R600 ten volle, rykwitansie 346 uit. Iets baie belangriks hierso is hier staan ten volle. Nou julle ten volle beteken dat sy kom en sy betaal alles van haar rekening. So ten volle sê vir my, sy kom betaal die volledige rekening, wat daar sy skuld nog net 600, so sy kom betaal alles. Wanneer ons hom aanteken, julle sal sien dis ook op die 30ste, maar eers skryf ons kwitansie nommer 346, dit was ook op die 30ste, so ons skryf nie weer die 30ste daar nie, dit was erhenning, sy is DG5, ontleding van ontvangste is R600, maar julle kyk baie mooi, by bank skryf ons een bedrag, want ons het op die 30ste net een bedrag inbetaal in die bank, al het ons twee verskillende debiteure gehad wat kom betaal het ons slegs een bedrag gehad wat in die bank inbetaal is, so, dit is dan 1940. Saam met dit het ons dan nou R600 wat dan nou by debiteure kom. So julle sien, vroeër het ek gewys A0 het 1340, maar as julle mooi kyk, moet dit net 1940 wees wat jy by bank skryf en jy skryf dit nie apart nie, want is een bedrag wat inbetaal is. Nou moet ons gaan, nadat ons aan die einde van die maand gekom het en al ons ontvangstes in die tabelle ingeskryf het en ons KWJ, moet ons nou gaan in ons kolomme gaan optel. Ons gaan tel nie ontleding van ontvangste op nie, want dis net 'n opsomming wat op elke dag ontvang is, maar ons gaan wel bank en ons gaan wel debiteure kontrole optel. Wanneer ons hulle elkeen gaan optel, gaan julle die bedrag kry 2780 by bank en debiteure is ook 2780.